Welkom in my Afrikaanse klas. Vandag is ek baie opgewonde oor die les wat ons gaan doen. Ons gaan kyk na visuele geletterdheid, visual literacy. Ons gaan vandag fokus op spotprente en strokiesprente. So kom ons begin. Visuele geletterdheid is nogals iets wat baie belangrik is in die hele proses van om inligting te interpreteer. Dis 'n vaardigheid wat jy aanleer. It's a skill to look at a picture and to interpret the information that is given through the picture. Daar's prente, beelde, grafika, diagramme. So dit gaan oor kommunikasie, communication, binne 'n sekere konteks. In a certain context. En die essensie hiervan is, the essence is, you have to decipher the message. What they're trying to convey, you need to get to that point where you understand. Here's a list of the texts that we're going to use. As I said earlier, we're going to focus on spotprente en strokiesprente, maar daar's ook advertensies, voorblaaie, plakkate, diagramme ensovoorts. Ons sal by almal van hulle uitkom. So die eerste ding, daar's 3 stappe. Kom ek wys net gou vir julle die stappe. Die eerste een is die visuele detail. Detail are those little things that you need to notice. The second one, we're going to look at what is written. Wat is neergeskryf? Die geskrewe teks. En dan vir nommer 3, moet jy kom op die plek waar jy die ontleding gedoen het. You did the analysis, you understand what is written, and then you get to the part where you answer the questions. So let's go back to the first one. Goed, as jy nou na jou spotprent kyk, hierdie vrae wat ek hier het, is iets wat jy letterlik kan toepas op elke moontlike visuele teks wat voor jou neergesit word. So die eerste vraag wat jy jouself vra, is daar mense en of diere? Die volgende vraag is, wat doen hulle? So what is the actions that they are taking? En waar is hulle? Where are they? Are they on the bed, on the couch, on the carpet, on the roof? Maak seker jy verstaan presies waar hulle is. Dan kyk jy na liggaamstaal, body language, gebare, actions, and facial expressions. Ons sal later kyk in hierdie les oor hoe hulle dit regkry, die spotprenttekenaars. Die volgende ding is daar contrast. Staan die mense ver van mekaar af? Is hulle naby mekaar? Is dit kleur? Is daar kleur by betrokke? Perspektief. Is it a bigger person in front of you? I'm not an artist. And there are some little people at the back. Or is it up close? Is it close by? Just get that perspective. Plasing en uitleg van die elemente. So where is everything placed? And then of course, we're going to look at lettertypes en lettergroottes. So what font did they use? Is it difficult to read the words? Is it so small that you can't see what you are reading? So all of these things you look for in that first step where you analyze the visual detail. Goed, nou kom ons by die teks. Eerste kyk jy na wat is die heel belangrikste wat gesê word. Is daar 'n opskrif? Is daar 'n subtitel? Is daar ekstra inligting wat gegee word? Wat is die hooftema?
Wat is die verbande tussen wat jy sien en wat jy lees? So, jy gaan letterlik na elke detail kyk. En dit is die baie belangrike ding wat jy moet aanleer wanneer jy werk met visuele tekste. Jy moet na elke klein detail kyk, want die kleinste streepie ergens kan 'n betekenis hê. En dan nommer 3, beantwoord jy die vraag. Goed, kom ons kyk verder. Hoe word dit gebruik in die curriculum? Where and how is it used in the curriculum? Many times they will use it as a comprehension, 'n begripstoets, en daar kan ook taalvrae wees. Ekskuus, dis een woord, my fout. Hulle kan ook taalvrae baseer op die spotprente. En hier het ek nou gesê, kyk na elke liewe detail. Baie, baie belangrik. Goed, kom ons kyk na ons eerste 2 strokiesprente. Hier het ons 2 karakters, daar's meneer, en hier het ons 'n vaalseun met die naam van Neelsie. So, kom ons kyk, wat is die heel eerste ding wat ons sien? As ons kyk na raampie 1, kan ons sien meneer is baie kwaad. Hoe weet ons dit? Sy hande, sy vuis is gebal. Sy oë is baie kwaai. Hy kyk met sulke kwaai oë. En kyk na sy mond. Hy skree. Hy is besig om baie hard te praat. Hier kan ons sien in raampie 2, hy's nog kwaader as wat hy in raampie 1 was. Kan julle sien, daar's die streepies wat vir ons wys, hy skree. Die letters is vreeslike dik groot letters. Is jy doof? Are you deaf? En dan Neelsie. Kan julle sien dat daar geen uitdrukking op sy gesiggie is nie. Sy ou oogies hang so halfmas. Hy lyk baie moeg en vaak, ongeïnteresseerd. Die lewe is vir hom regtig swaar. Kan julle sien dat hier 'n kontras is met meneer se gesig wat vreeslik baie uitdrukking het en Neelsie se gesig wat eintlik geen uitdrukking op het nie. So kom ons lees gou-gou wat staan daar. Neelsie, jy luister nie as ek met jou praat nie. En dan skree meneer, hy sê, is jy doof? En dan antwoord die arme Neelsie, ja meneer, ek is nou. I am now deaf after you've shouted in my ear. Goed, nog 'n Neelsie en meneer. Weereens, meneer is bietjie ongeduldig. Julle kan sien daar die spraakborrel, daar is allerlei punte en stekels. Hier sien ons Neelsie se antwoord op 'n vraag. Die antwoord is onder die klip. The answer is underneath the stone or the rock. Meneer is baie kwaad. Hoe sien ons dit? Kan julle sien hoe rooi is sy gesig en is weer die kwaai mond en die kwaai oë. En dan sê hy, hierdie is 'n afgesaagde grappie, hoor jy? En dis 'n patetiese prentjie ook. So he is really angry. He says that it's a very old joke and it's really a horrible picture that you drew. Neelsie, weer eens, geen uitdrukking op sy gesig nie. What is his reaction? He's thinking, art hater. All right. Volgende een. Baie keer werk hulle met letterlik en figuurlik. So kom ons kyk gou na hierdie spotprent wat hulle hier gebruik het. Jy kan nog baie lekker van hierdie spotprente gaan kry. Daar's die webwerf wat jy dit kan gaan soek. Hulle is absoluut briljant. Hulle slaag so daarin om iets wat ons letterlik bedoel of iets wat ons figuurlik bedoel letterlik uit te beeld. So something that we mean figuratively, they just take it literally and they put that on paper. Right, so hierso sê die een ou, ek kan nie hoor nie, jy breek op, you are breaking up.
And literally on the other side is the guy also on his cell phone, literally breaking up. Goed. Hoe gaan jy te werk wanneer jy met 'n literal visual literacy werk? So, wat sien jy? Hoe weet jy dit? So here, motivering. So motivate your answers. Atmosphere, how would you describe the atmosphere? Let's quickly go back to this one. What would you say? This is quite a confronting atmosphere. So kyk na die atmosfeer. Karakters, we've looked at that. Extra information. Commentary. Wat se kommentaar word gelewer? Nou, dis baie interessant. Byvoorbeeld, as jy nou kyk na hierdie spotprent. Fred Mouton, hy is die spotprent tekenaar. Hy het 'n klein muis. Daar's 'n muis. Elke spotprent wat hy teken, is die muis deel van die prentjie en hy lewer kommentaar. So, kom ons kyk gou-gou wat sien ons hierso. Hierso is 'n slaapkamer. Daar's 'n bed. Iemand wat baie lekker knus in die bed lê. Hy lê op sy maag. Ons kan sien daar aan die voetjies. Daar's 'n pantoffel, daar's 'n pantoffel. Hierso is sy boeksak. Daar's die wekker. Kan julle sien? 'n Klok. Sy vrou het vir hom 'n koppie koffie gebring. Hy het gisteraand 'n boek gelê en lees. Sy vrou is nog in haar pyjamas, haar nagklere, sy het 'n kamerjas aan en hier's 'n pragtige ou hond wat ook 'n bietjie oud en afgeleef lyk. So kom ons lees wat sê sy. Magismani, ek weet jy haat skool. En ek weet die kinders boelie jou, maar jy moet teruggaan. Jy is die onderwyser. So, what is she saying? Husband, I know that you hate school, and I know the kids are bullying you, but you have to go back because you're the teacher. Shame, die arme ou. Goed. So, dinge soos, daar's 'n gordyntjie, daar's 'n deurknop, hier's 'n maatjie, hier's 'n kombers en 'n kussing, 'n bedkopstuk, daar's 'n lampie. It's necessary for you to literally go through the picture and name all the elements. Kom ons kyk gou-gou wat sê die muis. Genoeg om enige een opstandig te maak. Enough to make anybody rebellious. So, hy haat skool, die kinders boelie hom. There's enough reason for him to feel he doesn't want to go to school. Goed, kom ons kyk gou-gou. As julle nou kyk na hierdie spotprent, baie keer werk hulle met karikature. Ekskuus, ek is nou hier by die verkeerde een. En ons kan dit sien deur hulle oordryf die skerp neus, hulle oordryf die oë, hulle oordryf die liggaamsvorm, hulle werk met oordrywing, hyperboles, so dis groter en erger as wat dit normaalweg is. Dan werk hulle ook met stereotypering, stereotyping. So they will say, spesifieke mense, kom ons vat die voorbeeld van Duitsers is baie presies en hulle is baie op tyd. Then they will say that about all German people. And it's got a little bit of the truth, but it's not necessarily the complete truth. And it's many times, when you work with stereotyping, it's an unfair judgment of people, because not all German people are like that, just as an example.
Kom ons kyk gou-gou. Hoe beeld hulle goed uit? Liggaamstaal, baie belangrik, gesigsuitdrukkings, gebare, en dan praat ons van aksielyne en konteks. Met ander woorde, waar binne vind die storie plaas? En ek wil baie vinnig deur hierdie goedjies met julle hardloop. Gesigsuitdrukkings, facial expressions, they are expressing emotions. So, emosies. So as jy jouself 'n guns wil doen, gaan soek emosies in Afrikaans. Verras, to be surprised. And it's a very important R, that, because if you write it with one R, it means you were cremated. Not the same. Geskok, you're shocked, sad, if you're angry, you're happy, you're satisfied. Ontevrede, you're unsatisfied with something, you're disappointed, you're in love. And all these facial expressions will say something about the emotions. Liggaamstaal, met ander woorde gebare. Kyk, hier kan ons sien, Calvin, hy skree, hy staan met sy handjies in sy sye, sy gooi haar hande in die lug op. Without a word, they are communicating what is happening between them. And here we've got a guy with all kinds of movements that we can have a look at. So, gebare is belangrik. Aksielyne van die liggaamstaal. Hulle wys hoe jy hardloop, hulle wys hoe jy iemand slaan. Jy kan kyk vir daai aksielyne in die prentjies. Daar's oogies, monde, neuse en ore. Baie keer as hulle 'n karikatuuragtige persoon teken, dan sal hulle hierdie verskriklike lang neus teken. Al is die ou se neus net 'n bietjie lank, of hulle gee vir hom hierdie twee groot ore, al is sy ore net 'n klein bietjie buite die normaal. So they take something that's a normal thing and they will make it so much bigger. Goed. Spotprente lewer kommentaar. Verskoon my. Nou hier het ons weer eens 'n spotprent van Fred Meton. And this is commenting on a political situation in the world with the Korean, that person, and they putting him in context of a creche where he's supposed to be playing with other kids. Now, if you look at this, all these little bodies are really enjoying the jungle gym. This guy is kicking a ball. Can you see the action lines there? We can actually see how the ball is going up in the air. This little fellow is having fun on the swing. This little guy is riding on his bicycle. There's a stofwolk wat agter hom trek. En hierdie klein mannetjie, hy sit op sy eie en hy speel met sy missiles. En nou lewer die twee onderwyseresse kommentaar. Die een sê vir die ander een, hy het 'n lewendige verbeelding. He's got a very active imagination. Maar meng nie lekker met die ander kinders nie. He's not mixing well with the other kids. And it's exactly what happens with this person. They want to comment on the fact that he's on his own mission. All that's important to him is his missiles and the threat that he can be to the world. En dan kyk ons, daar's die muis. En hy sê 'n extrovert-agtige introvert. So there's the contrast. An extrovert introvert. And that's how they comment on the whole political situation. Again, I know I sound like a dripping tap. Woordeskat, woordeskat, woordeskat. So again, you have to work intentionally on expanding your vocabulary.
Because when you get to answer questions on these spotprente en strokiesprente, jy moet jou antwoorde so goed as moontlik motiveer. Can't just say yes or no. Jy moet sê hoekom, waarom dink jy so? En hoe meer woordeskat jy het om jou antwoord te formuleer, hoe beter. Ek hoop dit het julle oë oopgemaak om 'n bietjie dieper te kyk na spotprente en strokiesprente en dit te geniet. En dat jy kan sien dat die sin vir humor is altyd nodig. Tot 'n volgende keer.